Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek gesels oor ons missie en hoe om dit te vervul. Ons missie en hoe om dit te vervul in ons skrifgedeelte is uit Lukas 24 vanaf vers 44 tot en met vers 49. Lukas 24 vers 44 tot 49. En terwyl ons dan nou so die woord van God oopmaak, kom ons maak net eers die oë toe. Hemelse Vader, ons kom na U toe, Here, en ons weet U het gevra, wie sal ons stuur en wie sal vir ons gaan? En vanmôre wil ons sê, hier is ons Here, stuur ons. Julle leer ons oor ons missie, leer ons hoe om getrou daaraan te wees en hoe om dit te doen in gehoorsaamheid aan U. Here, en ek vra weer eens vanmôre, omdat ons U kinders is en ons by U voete kom sit en vra, leer ons Here, kom vra dat U elkeen sal seën met die spesiale gawe om te hoor, om te verstaan en om te gehoorsaam. Here, en ek vra ook dat U my sal seën op 'n spesiale manier deur my lippe aan te raak en deur my te spreek. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons lees uit God se woord. Lukas 24 vanaf vers 44. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Ons lees tot sover, mag die Here sy woord ryklik aan ons seën vanmôre. Geliefdes, 'n jong seun het sy ma en sy ouma gevra om saam met hom in sy nuwe sandput in die voortuin te speel. En hy het elkeen van hulle met 'n graaf en 'n emmer toegerus wat hulle dadelik op sy versoek begin gebruik het. En toe die twee vroue in 'n gesprek betrokke raak, het hulle begin agterkom dat mense wat verbygaan baie geïnteresseerd gelyk het in wat hulle doen. En dit was toe dat hulle besef het dat hulle so besig geraak het met gesels, dat hulle nie opgemerk het dat die seentjie agterplaas toe gegaan het met sy speel nie, en hulle alleen in die sandput gelos het. Verskoon tog. So geliefdes, ons sien dit is maklik met verloop van tyd om jou fokus te verloor op wat jy doen en hoekom jy dit doen. Maar as jy vergeet wat jou doel is, dan kan jy vreeslik simpel lyk. En dit is nie ongewoon dat kerke vergeet wat hulle sending is en betrokke raak by allerlei ongewone aktiwiteite en programme wat nie daardie sending dien nie. Dus moet ons duidelik wees oor ons sending as 'n kerk en hoe ons dit moet vervul. Die opgestane Here spel dit in ons teks uit vanmôre. En hierdie woorde is moontlik op die eerste opstanding Sondag gespreek, of dit kan dalk 'n opsomming wees of verteenwoordig van wat Jesus die disippels oor die 40 dae tussen sy opstanding en sy hemelvaart geleer het. Dit was hierdie lering wat hierdie manne van verward en moedeloos en vreesagtig verander het in dapper, moedige getuies wat bereid was om vir hulle geloof en sending te sterf. En ons Here se lering hier is nie net vir die apostels of vir diegene in voltydse bediening nie. Elke lid van Christus se kerk moet betrokke wees by die soeke na die koninkryk van God eerste. Ons almal moet Christus se doel ons doel maak. En hier spel hy uit wat ons sending is en hoe ons dit moet vervul, want hy sê ons moet bekering tot vergifnis van sondes in Christus se naam aan al die nasies verkondig in die krag van die Gees. So kom ons kyk eerstens, ons sending is om bekering tot vergifnis van sondes in Christus se naam aan al die nasies te verkondig.
Deur hierdie sending uit te spel, noem Jesus eers die bron daarvan, naamlik God se woord in verse 4 en 45. En hy gee dan die onderwerp van die sending, die werk wat hy aan die kruis volbring het en die nodige reaksie daarop in verse 46 en die eerste deel van 47. En dan gee hy die omvang van die sending, naamlik die wêreld of al die nasies, beginnende by Jerusalem, die tweede gedeelte van vers 47. So kom ons kyk verse 4 en 45, die bron van ons sending is die woord van God. Net soos Jesus aan die manne op die Emmauspad die dinge aangaande homself en al die skrifte verduidelik het, soos ons in vers 27 gesien het, so verduidelik hy hier aangaande sy dood en opstanding in vers 44, hy sê dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses en in die profete en die psalms oor my geskrywe is. En die woord moet is dieselfde Griekse woord wat ons in vers 7 en in vers 26 gevind het, wat wys op die noodsaaklikheid dat God se soewereine plan vervul word. En Lukas wil hê ons moet weet dat die dood van Jesus nie 'n ongeluk was nie, en ook nie uiteindelik die gevolg was van sondige mense wat die oorhand gekry het nie. Dit was God se soewereine doel ter vervulling van baie Ou Testamentiese skrifgedeeltes. En dis die enigste Bybelse verwysing na die 3 afdelings van die Ou Testament. Gewoonlik word daarna verwys as Moses en die profete. Maar hierdie meer deeglike verdeling beklemtoon dat elke deel van God se woord so openbaring na Jesus Christus wys, wat vir ons sondes gelei het en triomfantlik uit die dood opgestaan het om in mag en heerlikheid te regeer. Darrell Bock in sy boek Lukas verduidelik dit so, hy sê Lukas se punt is dat Jesus wys hoe die hele Ou Testamentiese leer as belofte by mekaar pas en hoe dit altyd bedoel was om op hierdie manier gesien te word. Want ons moet verstaan hoe belangrik die geskrewe woord van God vir die Here Jesus Christus was. Sy lewe het vervul wat God deur sy dienaars in daardie boek geskryf het. Hy was nie 'n eie-sinnige persoon wat sy eie ding gedoen het nie. Hy het in gehoorsaamheid aan God se woord geleef. Alles wat hy gedoen het was in verband met daardie frase, daar is geskrywe. En met betrekking tot ons sending impliseer dit 2 dinge. Eerstens, ons is vry, of ons is nie vry om ons eie boodskap op te maak nie. Want die boodskap is vasgelê in God se woord. Die disippels was nie 'n klomp slim godsdienstige genie wat met nuwe idees voor die dag gekom het nie. Hulle was nie diepgaande filosofe wat gespekuleer het oor hoe God is en hoe ons met hom in kontak kan kom nie. Hulle was getuies van hierdie dinge soos in vers 48 sê. En getroue getuies maak nie 'n storie op nie, hulle vertel wat hulle gesien en gehoor het. En wat hulle in Jesus Christus gesien en gehoor het, was heeltemal in lyn met wat God in sy geskrewe woord geopenbaar het. En tog is ons boodskap in die Bybel vervat. Dit is God se openbaring aan ons oor homself, oor ons sonde en behoefte aan 'n verlosser en oor die verlosser wat hy gestuur het, Jesus Christus. Ons is nie vry om die boodskap te wysig as dit nie na ons sin is nie. Ons is nie vry om 'n deel daarvan te neem wat ons aangespreek en die dele oor te slaan wat op ons tone trap nie. En tog doen baie gewilde predikers presies dit. Een van hulle sê vir ons dat as Jesus vandag met ons kon praat, hy nie vir ons sou sê dat ons ellendige sondaars is nie. Hy sou eerder vir ons sê om trots te wees op wie ons is, om op te hou om onsself af te kraak en om die waardigheid te begin geniet wat ons God bedoelde bestemming is. Hy sê dat God wil hê dat ons almal goed oor onsself moet voel en dat om wedergebore te word beteken om van 'n negatiewe na 'n positiewe selfbeeld verander te word. En hierdie man verkoop miljoene boeke in Christelike boekwinkels en tog maak hy sy eie boodskap op, nie die boodskap van die Bybel nie. God se woord is die bron van ons sending en boodskap, nie Robert Schuller se self-esteem, the New Reformation nie. En dan tweedens, ons kan nie God se woord verstaan sonder God se bemagtiging. Vers 45 sê, Jesus het hulle verstand oopgemaak om die skrifte te verstaan. En dit wys ons die goddelikheid van Christus, dat hy die mag gehad het om die verstand van mense oop te maak, om te verstaan wat voorheen vir hulle verborge of verwarrend was. Die Bybel openbaar aan ons dinge wat geestelik onderskei kan word, wat die natuurlike mens nie kan verstaan nie. Dus Paulus in 1 Korintiërs 2 vers 11 tot 16 verduidelik. En alhoewel die disippels wedergebore was, kon hulle verstand nie begryp wat Jesus
oor sy dood en opstanding voorspel het op hierdie punt nie. Soos ons in hoofstuk 9 vers 45 en weer in hoofstuk 18 vers 34 gesien het. Jesus moes sy verstand oopmaak en hy het die mag gehad om dit te doen. Enige boodskap of lering wat die volle goddelikheid van Jesus Christus verminder, is nie in lyn met die skrif nie. Dit wys ons ook ons totale afhanklikheid van die Here as ons die sending wat hy ons gegee het wil vervul. Diegene wat Christus nie ken nie, is geestelik blind, nie in staat om die lig van die evangelie van die heerlikheid van Christus te sien nie, soos 2 Korintiërs 4 vers 4 vir ons sê. Geen hoeveelheid slim verkoopsmanskap of oorredende argumente van ons kant kan daardie geestelike blindheid ophef nie. Ons kan dalk 'n persoon oorreed om 'n besluit te neem, maar slegs Christus kan geestelike blinde oë sig gee. So terwyl ons die evangelie deel, moet ons bid dat God die persoon se verstand sal oopmaak vir die waarheid van sy woord. En daar benewens moet ons bid dat hy ons verstand sal oopmaak terwyl ons sy woord lees en bestudeer, sodat ons dit duideliker kan verstaan. Die bron van ons sending is God se woord. Ons moet duidelik wees oor die kernboodskap daarvan. En dan tweedens, die onderwerp van ons sending is die werk van Jesus Christus aan die kruis. Christus moes ly en weer uit die dood opstaan, sodat bekering vir vergifnis van sondes in sy naam verkondig kon word, soos verse 6 en 47 vir ons sê. Want die hoofonderwerp van die Bybel is hoe sondaars met 'n heilige God versoen kan word. En die Bybel is baie duidelik dat ons nie deur ons eie werke, ons eie goeie werke, met die heilige God versoen kan word nie. Want as enige iemand dit deur goeie werke tot God kon maak, dan was dit nie nodig dat Christus aan die kruis moes sterf nie. Deur sy dood het hy die straf betaal wat ons verdien het, en God se volmaakte geregtigheid bevredig, sodat hy vry is om vergifnis te bied aan enige iemand wat vertrou op wat Christus namens hom gedoen het. Dit is hoekom Christus se dood nodig was. Daarsonder kan daar geen vergifnis van sondes wees nie. Ons moet duidelik wees en 3 dinge duidelik maak oor die werk van Christus aan die kruis. Eerstens, die werk van Christus aan die kruis vereis dat ons van ons sondes bekeer. Want Christus roep ons op om bekering te verkondig. En Charles Spurgeon het 'n uitstekende preek genaamd Christus se eerste en laaste onderwerp gelewer, waarin hy daarop wys dat Jesus sy bediening begin het deur te preek, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Matteus 4 vers 17. En hy sluit dit af deur vir die disippels te sê om bekering te verkondig. So bekering is dus die kern van sy bediening. En dan sommige mense wat argumenteer dat om bekering aan sondaars te preek, beteken dat jy werke by geloof alleen voeg. Hulle sê dat al wat nodig is vir verlossing is om in Christus te glo, en bekering kan later kom, maar ons kan dit nie voor geloof eis nie. En ander weer definieer bekering as bloot die verandering van 'n mens se gedagte oor Christus. Voorheen het die persoon nie gedink dat Jesus God was nie, en wanneer hy berou het, verander hy sy gedagtes om te dink dat hy God is. En beide hierdie sienings, alhoewel waar, is onvoldoende. Bekering beteken om van ons sondes na God te draai, met ander woorde 'n 180 grade omkeer in ons lewe. En dis nie los van reddende geloof nie, maar dit is die keersy van reddende geloof, sodat dit dikwels uitruilbaar daarvoor gebruik word. Met ander woorde wat ek sê is dat geloof, reddende geloof en bekering is 2 kante van dieselfde munt. Gaan lees gerus Handelinge 2 vers 38, hoofstuk 3 vers 19, hoofstuk 5 vers 31, Handelinge 11 vers 18, 20 vers 21 en 26 vers 18 en vers 20. En Spurgeon in die bogenoemde preek bring 4 aspekte van ware bekering uit. Eerstens verligting, waar God ons oë oopmaak vir die verskriklike omvang van ons sonde. En dan vernedering, waar ons trots in ons eie verdienste op sy sit en God om genade smeek. Derdens afkeer, waar ons sonde begin haat. En dan transformasie, waar ons die sonde wat ons voorheen lief gehad het, nie net uiterlik nie, maar in ons harte verlaat. En terwyl God bekering en reddende geloof op die punt van verlossing skenk,
Laat ons dit nie daar nie. Dit is 'n lewenslange proses vir die gelowige. Soos J.C. Ryle dit stel, hy sê bekering en kwytskelding is nie bloot elementêre waarhede en melk vir babas nie. Die hoogste standaard van heiligheid is niks meer as 'n voortdurende groei in praktiese kennis van hierdie 2 punte nie. Die helderste heilige is die man wat die mees hart deursoekende sin van sy eie sondigheid het en die lewendste sin van sy eie volkome aanvaarding in Christus. Dit kom uit sy Expository Thoughts on the Gospels. Geliefdes, hoe kan 'n persoon wat 'n verharde hart teenoor God het, 'n persoon wat verblind is deur trots en sy eie goedheid, 'n persoon wat dood is in oortredings en sonde, hoe kan so 'n persoon berou hê? Moet hy na binne draai en dit op een of ander manier opwerk binne homself? Dit sou tog onmoontlik wees. Die Bybel stel duidelik dat hoewel dit ons plig is om ons te bekeer, soos Handelinge 17 vers 30 sê, dit God is wat berou moet skenk. Handelinge 5 vers 31 en 11 vers 18. En as jy nie 'n berouvolle hart het nie, vra God om jou een te gee. Hou aan vra totdat hy dit toestaan. En wanneer hy dit doen, sal jy nie in jou bekering roem nie, maar slegs in God se vrye genade. En tweede is die werk van Christus aan die kruis, lei ons om vergifnis van die straf van sonde aan die berouvolle sondaar te verkondig. Want as die vergifnis van sonde is die eerste en belangrikste behoefte van elke persoon wat teen God gesondig het. Sondaars hoef nie eers te weet hoe om hulle gebroke huwelike te lap nie. Hulle hoef nie eers te weet hoe om in die lewe te slaag nie. Hulle hoef beslis nie eers te weet hoe om hulle selfbeeld te verbeter nie. Sondaars moet net weet hoe hulle vergifnis van God kan verkry. En God se antwoord is, sondaars sal vergewe word wanneer hulle van hulle sondes bekeer en vertrou op Christus se bloed wat aan die kruis gestort is. En sulke vergifnis is nie gedeeltelik nie, dis totaal. Die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde, sê 1 Johannes 1 vers 7 en Hebreërs 10 vers 10 tot 18. En die vergeefde sondaar wat op Christus se gestorte bloed vertrou het, hoef nooit te vrees dat God een of ander verborge sonde by die oordeel sal oproep nie. Soos Paulus in Romeine 8 vers 33 tot 34 verkondig, wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. En dan sê hy, ons in van vers 35 tot 39, dat niks ons kan skei van God se groot liefde in Christus nie. Hulle sien God se vergifnis in Christus word onmiddellik toegestaan op die oomblik dat die sondaar berou het en hom tot Jesus Christus wend vir vergifnis. Dit is nie gebaseer op ons verdienste deur ons boetedoening of verdienste oor tyd nie. Dit word toegestaan deur sy vrye en oorvloedige genade. Omdat God dit deur sy genade toestaan en omdat hy beloof het om nooit sy gawe terug te neem nie, sal dit nooit herroep word nie. So jy hoef jou nie oor 'n herroeping te bekommer nie. En verder word God se vergifnis aan die ergste sondaars aangebied. Jesus het vir die disippels gesê om hierdie boodskap van vergifnis te verkondig van Jerusalem af en verder. En wat het sopas in Jerusalem gebeur? Hulle het hulle Messias doodgemaak. Ten spyte van herhaalde waarskuwings en die bewyse van herhaalde wonderwerke, het die godsdienstige leiers in Jerusalem die Here van heerlikheid goddeloos vermoor. Skielik het die disippels die Here, sekerlik het die disippels die Here nie reg gehoor nie. Jerusalem? Wil hy ons moet vergifnis van sondes in hierdie sondige stad verkondig? Ja, dankie tog. Sy oordeel oor daardie stad is uitgestel. Die Here se woorde van Jerusalem af sê vir ons dat daar geen sondaar is wat God nie kan red nie. En ons missie is om vergifnis van sonde aan die ergste sondaars te bied as hulle bekeer. En dan derdens, die werk van Christus aan die kruis lei ons om vergifnis aan berouvolle sondaars in Jesus se naam te bied. Want jy sien, as hierdie boodskap van mense gekom het, dan sou ons dit nie kon glo nie. As die disippels die plan beraam het
dat as die ergste sondaars hulle bekeer en in Jesus glo en onmiddellik totaal en permanent vergewe sou word, as ons gesê het, dit kan nie wees nie. Maar die opgestaane Here Jesus Christus beveel hulle om hierdie boodskap in sy naam te verkondig. Dit wil sê, deur sy gesag en op grond van alles wat hy is en alles wat hy in sy dood en opstanding gedoen het, ter vervulling van die skrifte. As jy Christus deel en iemand probeer met jou stry, moenie by die argument betrokke raak, asof dit jou woord en sy woord is nie. Wys hulle eerder na God se woord. Jy kan nie 'n dooie sondaar se lewe opwek nie, maar die Here, die naam van Jesus kan dit doen. Handelinge 4 vers 12 sê vir ons, daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Ons moet in Jesus se gesag gaan en verkondig wie hy is en wat hy gedoen het. En die onderwerp van ons sending is die persoon en werk van Jesus Christus, wat vergifnis van sondes aan elke berouvolle sondaar in sy naam bied. Dis is die bron van ons sending, die woord van God. En die onderwerp van ons sending is die werk van Christus. En die omvang van ons sending is die hele wêreld. Ons moet hierdie boodskap verkondig aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En hierdie woord nasies is die Griekse woord etne, waaruit ons die woord etnies kry. En soos julle waarskynlik weet, was daar die afgelope 30 jaar of so 'n radikale nuwe fokus in sending. Hulle noem dit die mensegroep benadering. 'n Man genaamd Ralph Winter, wat hierdie konsep baanbreker was, definieer 'n mensegroep as die grootste groep waarbinne die evangelie as 'n kerkplantingsbeweging kan verskry sonder om hindernisse van begrip of aanvaarding te kom. Soos hy in sy Mission Frontiers in Junie 2000 verduidelik. In 1974 het ongeveer die helfte van die wêreld se bevolking in onbereikte mensegroepe gewoon. En vandag is slegs 1/3 in daardie kategorie. Dus word vordering gemaak, maar daar is nog baie werk om te doen. 1/3 is gelyk aan 2 miljard, meer as 2 miljard mense. En hoe hierdie konsep byvoorbeeld werk is, dat die nasie, byvoorbeeld Mexico, nie as een nasie beskou word nie, maar eerder as een wat uit baie verskillende mensegroepe bestaan, wat verskillende primêre tale en gebruike en kulturele eienskappe het, soos ons in Suid-Afrika ook het. So om Mexico te evangeliseer, moet ons kerke in elk van hierdie mensegroepe sien stig. Om gehoorsaam te wees aan Christus se opdrag, moet ons sendelinge na hierdie baie onbereikte groepe reg oor die wêreld stuur. En selfs al sou ons duisende in ons dorp of stad na Christus sien kom, tensy ons taalkundige en kulturele grense met die evangelie oorsteek, sal daar steeds 2 miljard onbereikte mense wees, wat geen geleentheid het om van Jesus Christus te hoor. Ons moet dus ons fokus op die verlore mensegroepe van die wêreld hê. Bid dat hulle bereik sal word. Julle kan byvoorbeeld die Global Prayer Digest, wat beskikbaar is by die Amerikaanse Sentrum vir Wêreldsending, kan julle bestel in 'n maandelikse gebedsgids vir die onbereikte mense van die wêreld wat daarin is gebruik. Ondersteun sendelinge wat daartoe verbind is om hierdie onbereikte groepe te bereik. Kweek 'n visie vir sending vir jou kinders. Wees oop vir God se leiding om te gaan. Ons moet in ons Jerusalem begin, maar ons oë moet op die hele wêreld wees. En dit is weliswaar 'n oorweldigende taak. En as jy vra, hoe kan ons dit moontlik doen? Die Here sê vir ons in vers 49, dis ons tweede hoofpunt, om ons sending te vervul, moet ons die krag van die Heilige Gees hê. Let weer op die goddelikheid van die Here Jesus Christus en die implisiete verwysing na die drie-eenheid hier. Jesus het die gesag om die beloofde van sy Vader uit te stuur, waarmee hy die Heilige Gees bedoel, soos ons sien in Johannes 14 vers 16 en 17 en ook in vers 26 en Johannes 16 vers 7 tot 14 en Handelinge 1 vers 18 en Handelinge 2 vers 33. Om met die Gees bekleed te wees is 'n woordbeeld wat beskryf hoe om deur die Heilige Gees omring en gemerk te wees, net soos jou klere jou liggaam bedek en jou aan ander identifiseer.
En op Pinksterdag, 10 dae na Jesus se hemelvaart, het hy die Heilige Gees oor sy volgelinge gestuur ter vervulling van hierdie belofte. En sedert daardie dag ontvang almal wat hulle bekeer en op Christus vertrou, die Heilige Gees op die oomblik van verlossing. Gaan lees Romeine 8 vers 9 en Korintiërs 12 vers 13. Maar ons moet leer om in die Gees te wandel, om staat te maak op sy krag en niks te doen om sy volheid en krag in ons lewens te bedroef of te blus nie. Galasiërs 5 vers 16 tot 23, Efesiërs 4 vers 30, Efesiërs 5 vers 18 en Tessalonisense 5 vers 19. En hier kyk ons hoofsaaklik na die krag van die Heilige Gees wat ons nodig het om van Christus te getuig. En dit is betekenisvol dat die apostel Paulus self die kerk in Efese gevra het om vir hom te bid, sodat hy die evangelie met vrymoedigheid kan verkondig in Efesiërs 6 vers 19 en 20. Ek sou nie kon raai dat Paulus aan vrymoedigheid kort gekom het nie. Maar hy het sy eie swakheid geken en gevra vir gebed in daardie area. En onthou julle Kolossense 4 vers 4 het hy die Kolossense gevra om te bid dat hy die evangelie duidelik kon maak. Weerens, as jy sy briewe lees, dan sou ek gedink het dat Paulus van alle mense die man was wat die evangelie duidelik kon maak. En tog het hy geweet dat hy op die Heilige Gees moes staat maak wanneer hy die evangelie verkondig het. En hy het ook gevra vir gebed dat God deure vir die woord sou oopmaak. En as Paulus gebed vir hierdie dinge nodig gehad het, hoeveel te meer moet ons bid dat die Heilige Gees ons sal bemagtig en geleenthede sal bied sodat ons die evangelie kan verkondig aan diegene wat verlore is. Jy het waarskynlik dinge op TV gesien waar hulle gesê het, moenie dit tuis probeer. En wat hulle bedoel is jy kan seer kry, dis gevaarlik aangesien dit 'n gevaarlike aktiwiteit is. En die waarskuwing rakende getuienis is, moenie dit in jou eie krag probeer nie. Jy het die Heilige Gees se krag nodig. En ek wil afsluit met 3 toepassings. Die eerste is, maak seker dat jy die basiese plan van verlossing uit jou kop kan aanbied met toepaslike skrifverwysings. En as jy nie 'n basiese uitsetting van die evangelie in gedagte het nie, of uiteensetting nie, tesame met die Bybelverse om dit te ondersteun nie, dan kan jy nie effektiewe getuienis wees nie. As jy opleiding wil hê daarin, dan kan jy dalk inteken vir die EE3 klas. Hulle het 'n goeie uiteensetting en help jou om dit logies uiteen te sit en verse wat daarmee saamgaan. En tweedens, vra God om jou gefokus te hou op jou sending. Moenie afgelei word na die standpunt van sekondêre dinge terwyl siele rondom jou van die verlosser moet hoor. Vra God vir geleenthede om te getuig. Bid vir wêreldsendings, gee aan sendelinge. Bid om self betrokke te wees by sendings. Al die gemors wat ons so hard werk om in te samel, gaan eendag in rook op. Die siele wat ons na Christus reik, sal vir ewig saam met ons in die hemel wees. En derdens, onthou jou sending is om 'n getuie te wees. Jesus het ons nie geroep om kampioen debatteerders of briljante redenaars of skerpsinnige filosowe te wees nie. Hy het ons geroep om getuies te wees. En die werk van 'n getuie is eenvoudig. Hy vertel wat hy gesien en gehoor het. Soos die man wat blind gebore is en wat Jesus genees het, kan jy dalk nie oor teologie debatteer nie. Maar jy kan wel sê, een ding weet ek wel, ek was blind en ek sien nou. En jy kan vir mense sê, ek weet dat as julle van julle sonde bekeer en in die Here Jesus Christus glo, hy al julle sonde sal vergewe. Hy het dit vir my gedoen en hy sal dit vir julle doen. Ons missie om bekering vir vergifnis van sondes in Christus se naam aan al die nasies te verkondig en hoe ons dit vervul in die krag van die Heilige Gees. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, hoe wonderlik dat U ons as genoegsaam ag om U boodskap uit te dra, om getuies van U te wees. Here, help ons dus dat ons getroue getuies sal wees, dat ons nie op onsself sal staat maak nie, dat ons sal uitgaan en die boodskap uitdra, vertrouend op die krag van die Heilige Gees.
In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het tot hier. Mag hierdie boodskap vanmôre vir julle weer eens voedsel vir julle siele wees. Mag elkeen van julle besef dat elkeen van ons, nie net die predikant of die pastoor nie, maar elke gelowige se werk is, se missie is, om die evangelie uit te dra. En hoe vervul ons dit? In die krag van die Heilige Gees. Mag julle 'n wonderlike Christusgevulde dag en Christusgevulde week geniet. En as dit die Here se wil is, kom ons volgende Sondag weer rondom sy woord bymekaar om verder van hom te leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. Mag God julle seën. Shalom.